weighed in 105 kilos. One thing is showing today that the experience that Abbott has gained from sparring with Kali Kunitsa has really come through. Oh, what a tremendous fight! Oh, that was a great right. Johnson could be very groggy after that. Oh, he's all over the place. It's all over. What a great right. He doesn't know where he is. What a magnificent right. Just have a look at this again. Look at this right. Oh, flush on the jaw. And Jimmy Abbott has knocked out Dave Johnson, the guy. 1 minuut en 30 secondes voorbij. En die skare vra vir Gerry om in te klim. Caldwell begin die moeilijkheid. Daar is bloed op die rechterwang van Leroy Caldwell. Kom waarschijnlijk uit die neus uit. Hij lijkt ook voor mij baie moeg in hierdie stadium. En ik denk Gerry gaan hom kry in die ronde. Hij is redelijk weerloos. En die vraag is, gaan Gerry hom kans gee om te herstel? Daar is een half minuut hoor. En ik geloof niet, hij zal opstaan nie. Die geveg is voorbij in ronde nummer 5. Very tentative Lumley. Oh, that's a good left and a tremendous right. Lumley's in trouble. Bad trouble. Oh, he's out on his feet there. Should stop this. Weaver zoekt nou met een rechter koekje gedaan te winnen. En die achter heeft Rina Koekje tot Romenzo terwijl haar man in de kruid zijn oor gevestigd houden in die zwart stuurvorm. Ja, dat is nou hier wat er eigenlijk het wat constant op de tweede gezet. Nog iemand. De Dr. Weaver nu. Trap. Goeie. Dat fout is je. Hij is vast. Hij gaat niet daar opstaan. Hij probeert opstaan. Hij is gestoeld. En die kert niet meer rond. Ons verneem dat hy ook vir daardie geveg gewig moes uitsweet wat sy kragte getap het. Baronet het beslis geslaag geraak van daardie skouer skommeling. Die stadium boks hy baie netjies. Komedie terug en hy slaat neer soos 'n os. Komedie wat Lorenzo hy word uitgetel. Hy word uitgetel in die 4de
interessante geveg. Dit was 'n ongelooflike linkerhakkel. The uppercut yet again. This that time. Remedi's coming into him. Probably figures the best chance he has of survival is to keep him close. He's up. And Harold Falbrick is won by knockout in the 7th round. Right. Come in from Vandermeer's corner anyway, but referee Darryl Ribbick has counted him out. And he's out. And that's the end of the fight. Tennis Cock is the new Natal light heavyweight champion. Vandermeer appears to be in a certain amount of trouble. He's going to make a stand of some sort. Look at Bester pile on the pressure, and Similani appears to be in trouble already, as Bester is catching him with punches to the head. Well, Similani figures the best way to get out of trouble is to run, and he did just that. But low, he's in trouble now. The left hook has got him in trouble as he falls and falls into the ropes. The referee is counting over him. Tremendous left hook there from Bester. Back to action. Bester wants to finish it here and now. Bester missing with those punches. Needs to pick his shots. He's got Similani trapped, and this could be the end. Referee could stop this fight any minute, any second. And that's the second knockdown, as referee Ribbing pulls out the count. Similani doesn't look in very good condition. And the towel come in, ending this fight on a technical knockout in the 2nd round. We have Williams 1 point ahead on our scorecard at the end of round number 7. And Robbie is determined to make sure that he gets the decision. He's hitting Koronecki with just about every punch he's throwing. Oh, those are tremendous punches. Koronecki must surely fall. And he's down. Referee Moment counting over Koronecki. It'll be an 8 count. A left-right combination put him down. And Williams is into the attack. This fight won't go much longer. Again, Koronecki's down. And Willie Locke has climbed onto the ring apron. I think he wants to stop the fight, and it's all over. Just to remind you that South Africa has a new world champion in Pit Krause, who tonight beat Ozzy Ocasio on points to win the world cruiserweight title. But Gerrie Coetzee having a much more difficult time in retaining his world heavyweight title. We've got Coetzee behind on points at this stage of the fight on our card.
tidy fight at this stage. Both men too wary to put combinations together. Flicking out the jab, leading with the right hand occasionally, and missing badly as Coetzee did there. That was much better. Left hook, come uppercut. That right bounced off the top of Page's head. Using his greater reach to good advantage there, but that was a good right hook from Gerrie Coetzee. Coetzee's outboxing Page in this round. And you can see as the men begin to get back their strength that the punch rate is picking up. Oh, good right hand from Page, and Coetzee's legs buckled a little. I think he's in trouble. Hey, he's down. That was a left hook that has put Gerrie Coetzee right on his back. And I don't know whether the South African is going to be getting up. They're taking out his gum guard. It's all over. Gerrie Coetzee is out. Gerrie Coetzee has lost this world title fight. And Greg Page is the new WBA champion. Een omstrede beslissing teen Nino La Rocca van Italië, wat hom weer 'n geleentheid om die wêreldtitel sou gee. Daar is beloftes dat Volbrecht dalk nog 'n kans om die wêreldtitel sal kry teen Curry van Amerika. En natuurlik sal hy vanaand graag so gou as moontlik die geveg wil beëindig en seker maak dat hy sy Suid-Afrikaanse titel behou. Mbambo, 'n 24-jarige bokser, 'n Zulu uit Natal. En 'n man wat kan boks en ook kan hard slaan. Hetzelfde kan geld vir Harold Volbrecht. Die meester van die hakhou Volbrecht. En daar het Volbrecht lelik vastgeloop in 'n kort regtertjie van Mbambo. In sy laaste verdediging van die titel het Volbrecht glad nie goed vertoon nie. Hy het met punte gewen teen Isaac Giotto van die Kaapse kampioen. En hy sal vanaand heel wat beter moet vertoon om die kritici se monde stil te maak. Daar is natuurlijk mense wat voel dat Volbrecht te lank in die tand geword het en dat dit tyd is dat iemand anders die Suid-Afrikaanse kroon dra. Maar dit is een ding wat vaststaan, dat Volbrecht daar die titel baie moeilik sal verkoop. Eerste ronde dan tradisioneel die ronde waarin die manne so bietjie mekaar se style bekyk. Harold Volbrecht op die aanval. Dit is 'n aanval wat geneutraliseer word deur Mbambo as hy self vorentoe val. Baie laag buk vir die linker hakhou van Volbrecht. En 'n pragtige kort regter hakhou van Volbrecht, die laat vir Mbambo op sy knie neersak. Skeieregter Snowball is by, hy gaan tel. Mbambo is nie betyds op nie, hy het gedink hy gaan betyds opkom en die geveg word beëindig in die eerste ronde. Swartbroek, by die wedstrijd daar langs, is daar veel op die spel. Hy het baie lang nie geboks nie, nadat hy pak gekry het teen Mike Koroniki, wat hom in November verlede jaar gekocht het. Sy opponent, Antonio Musladino van Buenos Aires, Argentinië, die zogenaamde Bull. En dit lyk nie vir my, die Bull gaan nog hou nie. Sy heeltemal deur mekaar met die neutrale hoek, maar die Bull het geval. Hy is 31 jaar oud, hy het 54 gevegte aan die rug en in hierdie 55ste een gaan hy 'n groot pak slaag kry. Klutse mors met hom. Baie maklik is hy weer 'n slag neer. Hy vee neus af, hy kyk rond, maar dit is verby met die Bull en die handdoek kom na 1 minuut en 5 secondes. Well, there's a situation of very bad slipping with the rain, and Charlie Weir actually hit Camacho when he was down. And Charlie Weir is really on top now. The Colombian in trouble, and he's slipping very, very badly. He's claiming that nothing happened to him, but he's slipping all over the place. And we're sensing blood, sensing the possibility
of knocking this man out in the second round. Out comes the gum shield from Camacho. And the Colombian in all kinds of trouble. And it started in that wet side of the ring. Now this reminds us of when he fought Ayala. He's one of the few fighters. Mike Baker was the other one who went the distance with Ayala. And Ayala hit him with a crunching right. And he came back. But he's really getting it from Weir now, and he's holding on. There's a minute left in this round. And Camacho's got to keep moving. He's got to keep out of Weir's powerful left and right. The straightest in the business. And Camacho was looking at his corner. He was looking at his corner. He never even saw it. It's all over. There's absolutely no doubt about it. Pretty good left. Blood coming from Lumley's nose. Ten seconds to go. Round two. Lumley's in trouble there. He's in lots of trouble, Lumley. The bell's going to save him right now. Well, Lumley seemed to take a punch and then he went down. Well, Lumley appeared to be going down to take a count, and Weir stepped in with a punch. Billy Lotter, manager of Doug Lumley, is complaining to referee Stan Christodoulou. Rather surprising. The bell should go any second anyway. But what an unfortunate incident. Charlie Weir piling on the pressure. And Lumley's in all sorts of trouble now. How he's hanging on, I don't know. He's taking incredible punishment. This reminds me of Sydney Bench. No, there's no answer. Surely this must be stopped. No, it's all over. A technical knockout in the second round. 1 minuut 10 secondes verby van hierdie ronde. Piet Kraus eenvoudig op die aanval soos 'n stoomtrein op sy traject. Kraus moet net sy ouwe so 'n bietjie beter kies en Stevens is waggelend. Hy kan hom nie meer verdedig nie. Hy's eenvoudig op die aanval, Piet Kraus. Hy is meedoenloos hierdie man in. Stevens sal vir Kraus raak met 'n baie goeie regter kort hou. Daar is 1 minuut 32 van hierdie ronde verby. Hierdie twee manne kyk vir mekaar en hulle glimlag vir mekaar. Die skeieregter tel Breef Fernandes en hy sê vorentoe. En weer 'n slag, is dit 'n kwessie wie gaan die langste bly slaan? Jy dit glo? Gaan die langste slaan en dit lyk nou na Stevens wat die meeste slaan. Maar dit is Kraus wat weer slaan. Hulle strompel albei rond in die kruit. Daar is 2 minute verby van die ronde. Stevens kan nog net so hard slaan, dit het hy gewys en is Kraus weer wat slaan. Maar Stevens slaat net so hard. Daar die linker is Kraus slaan Stevens se mondskerm uit sy mond uit. Pragtige geveg. Meedoenloos die skeieregter stop hierdie geveg in die guns van Piet Kraus. Hy behou sy wêreldtitel. Mike Korenicki's family looking on in Youngstown, Ohio today. Kutsia, down goes Korenicki, an overhand right hand to the chin, sent Korenicki to the deck here in this first round, and he's going to have difficulty getting up. An overhand right hand, and that's it. Mike Korenicki. Look at him come out the corner there. Moore is very keen to end this fight, as one can understand. Fight could very well end in this round or certainly in the next round. That's right. There goes the right hand. Be surprised that Weir can beat the count. He's trying to get up. About half a minute into round 5. No, he's not going to make it. He's out. And Davey Moore retains his WBA junior middleweight title, a knockout in the 5th round.
Sy agterkop vassteek. En dit is ook om hy 'n bietjie hard gepraat met hom. Een pragtige regter van Mitchell wat die Amerikaner geskit het. Goeie aanval van Brian Mitchell. Baie agressief in hierdie ronde, die 6de. En 'n pragtige hou. Alle wêreld so uit die boek uit daardie hou van Brian Mitchell wat vir Ruiz laat neersak asof hy 'n os is wat geskiet is. Paar tellings en hy's reg en is Mitchell op die aanval en nou sal Ruiz moet toehaak. Ek dink hierdie geveg het nou in die guns geswaai van Brian Mitchell. Mitchell op die aanval en Ruiz is nie heeltemal seker waar hy is nie. Mitchell wat sy houe mooi kies en Ruiz wat moet toemaak. Daar is mooi om te sien dat Brian Mitchell is nie wild met daardie aanvalle van hom nie. Hy kyk baie mooi waar hy sy houe plant. Ja, Andries, hy moet baie duidelik weet dat hy die Panamees seer gemaak het daar. Natuurlik die uitslag van sy vorige geveg kan hom dalk pla, maar 'n pragtige aanval. En ek dink dit was die eindhou daardie. Meneer Hantel. Hy's regop. Hy's orend die tweede keer in hierdie 6de ronde, maar hy word uitgetel op sy voete en Brian Mitchell skud die spook van Sun City 2 November 1985 van hom af. En hy klop voor ons. En die Amerikaner die slaan geen hou nie. Hy wik en weeg die kant toe, wik en buig. Nog steeds is dit Maisela. Maisela is net 'n bietjie kyk waar hy slaan aan. Sal jy sien hy loop nou vorentoe. Hy ruil sy voete om en dit is baie gevaarlik. Hy kyk nie mooi waar hy sy houe plant nie. Hy moet bietjie meer tyd vat en sy houe op 'n skoner manier plant. En dit is verby dink ek want dit was 2 houe gewees van Arthur Maisela wat vir Avila daar laat neersuig. En hy's uit. Arthur Maisela wat sy beroemde rol in die kruit doen. Hy klop sy Suid-Amerikaanse teenstander op baie goeie wyse vanaand met 'n uitkophou in die 5de ronde. En dit is voorbij. Dat is voorbij. Baronet bly beklei. Nee, Stan Christodoulou hou die situasie baie fyn dop. Nee, stop die geveg. Stop die geveg. Dis verby. En daar lê die droom. Die geveg gaan voort. Ek weet nie of dit 'n wyse besluit is nie. Nee, hy vat geweldig straf. Handdoek is in. Ja, ek dink die geveg het vir Brian meer skade gedoen as goed. Want hy het geweldig straf geduur vanaf die 3de ronde. En dit is net jammer dat so iets op hierdie stadium dat op 'n vooraan van 'n wêreldtitel so iets moet hom gebeur het. Want daardie droom is ook stikkend. Dink ek na dese. Ja, ek dink na Ons kyk net weer. Drama hier in Pilanesberg. Daar is die hou. Dit is die regter wat toe uiteindelik die skaal geswaai het in Maisela se guns. Die regter wat ons van die begin af voorspel het as ware. En van daardie oomblik af was Brian Baronet net 'n slaansak. Ons kyk net weer na die laaste hou. Daar sê die geveg moes toe al stopgesit gewees het. Afrigter meneer Johnny Duke, uitgeslapen kaland, het vir hom gesê dat plooi vecht soos 'n amateur. Bly kalm en wag vir hom. Duidelik Boes wat op die oomblik niks probeer nie. Ja, Dion, dit was 'n probleem in sy afgelope paar gevegte. En dit is 'n pragtige aanval en hy het vir hom seer gemaak. Boes is in die moeilikheid. Hy het hom definitief geskit daar, maar ek is nie so seker of hy hom plat geslaan het nie. Ek dink dit was meer 'n stoot. Maar dit is toch die skeieregter Christodoulou wat self tot by 8. 'n geweldige regter. Wat daar vir Boes geskit het, hy was definitief plat geweest.
En nou is dit Johnny de Plooy wat op die aanvals en die oorlogspad is. Hy kom verwoed vorentoe. Twee geweldige regters wat weer eens daar getref het en 'n geweldige regter weer eens. Hier lê Boes reg voor ons. 5, 6, 7, 8. En dit lyk vir die skeieregter. Hy sê hulle moet boks. Johnny de Plooy sal weer daar en hy's weer plat. 9. Dis die einde van die geveg. Dani, soos jy terecht sê, die einde van die geveg. 'n man wat daarom 3 keer in 1 ronde so plat geslaan word. Johnny de Plooy wat daartoe Boes nog so 'n bietjie met 'n om te doen hier in die kry. Ja, dat is een baie goeie, twee goeie van Johnny de Plooy. Tillis onmiddellik voor het jy weer is die laaste ronde. Ja, miskien kan de Plooy vir hom die geveg hier beklim. Dit is 'n goeie vertoning van hom in die 10de ronde. Dat is 'n goeie vertoning en is dan by Johnny vir Tillis op voor en Tillis is neer. Tillis is neer na 'n baie goeie aanval. Hy gaan nie daar opstaan nie. Gaan hy is op. Hy is op en dan word tot by 8 getel, maar hy is baie die mekaar. En de Plooy het vir hom baie hard geslaan. De Plooy het vir Tillis aangewys, kom vorentoe. En toe het hy vorentoe gegaan en hy het vir Tillis baie hard geslaan. En vir die oomblik het Tillis nie geweet waar hy is nie. Nou ja, hierdie ronde, dink ek bepaal die geveg. As sou Tillis opstaan, Tillis is besig om pak te kry. En meneer Christodoulou stop die geveg. Meneer Christodoulou stop die geveg. Hy besluit dat dit op 'n tegniese uitlophou beslis moet word. Dat Tillis genoeg straf verdier het daar. En ons gaan wag vir die amptelike uitslag. Dan gaan ons probeer kyk of ons met Johnny de Plooy kan gesels. Maar kom ons kyk eers 'n bietjie na die aksie in hierdie 10de ronde. Dit is 'n skitterende geveg vir Johnny de Plooy. Daar kom die twee ouwe, daai pragtige regter. En dit het bietjie die wind uit die seile gemaak. Ek sien dat daar die hele gesig van Tillis vertrek. Kom ons kyk van hierdie hoek af. Baie mooi regter van Johnny de Plooy wat weer gekom het 2 keer na mekaar. En dit is waar die gesig vertrek het. En weer 'n slag 3 keer na mekaar. En dit was die einde 4 keer na mekaar. Regter hakhoue. En dit is die einde van James Quick Tillis. Hy is geplaas deur daardie oog vir 'n groot deel van die geveg. Hy het sy teenstander plat geslaan, hy self plat geslaan. Maar hy het vir Suid-Afrikaanse boks hier baie vriende gemaak. Hierdie uitsending word ook in talle oorsese lande gesien. En ek dink daardie mense neem deeglik kennis van 'n kereltjie met die naam van Simon Skusana. Goeie aanval deur Pinango en Skusana is druk deur mekaar. Skeieregter gaan tel. Dit lyk vir my Simon Skusana weet nie mooi wat hom aangaan nie. Dit was 'n geweldige linker haakhou van Pinango. En die dokter klim in die kruik om na sy oog te kyk. Word gekyk na Simon Skusana se oog. Dat hy die skeieregter weer dokter Beskaffing gaan praat met hom. En hulle gaan aanveg, ja. En dit was miskien 'n welkome ruskansie vir Simon Skusana, maar nou is dit Pinango wat baie blitsig op die aanval is. En Skusana word met alles aangeslaan. Ek dink dit is verby. In die laaste ronde is dit Bernardo Pinango wat vir Suid-Afrika se Simon Skusana uitslaan na 'n skitterende geveg. Skusana 'n baie jammerlike gesig daar waar hy opgehelp word deur helpers. Die dokter is daar en Bernardo Pinango op daardie wyse nadat hy letterlik, en ek wil nie eintlik die woorde gebruik nie, maar bloed gesweet het in 14 rondes. Klop hy vir Simon Skusana met 'n uitklophou. Kom ons kyk hoe dit gekom het. Dit is die ou wat die skade aangeruk het, Andries. Want hy het vir Skusana heeltemal verdwaas gelaat. Maar ek dink Skusana het baie krag verloor deur die bloed wat hy verloor het. En dit is alles deur
die hoek wat nie daar die bloed kon stol nie. En dit is jammer dat dit moes gebeur op hierdie manier. Hier kom die einde dan. Pinango op die aanval met alles wat hy het. Blitsig, verneig. Linkers en regters swaaihoue en Simon Skhosana wat so goed rekenskap van homself gegee het, veral daar die laaste regter. En dan 'n linker onder die ken wat hom agtertoe laat steier. Onmiddellik maak Pinango reg om met 'n opstopper te slaan en hy mik en swaai weer 'n slag na Skhosana wat daar die telling. Charlie Weir took a pretty hard right there. Holly senses that Weir might have been stung by that one punch. Weir's looking a little bit desperate in this round too. Now Harley's right did a little bit of damage. Weir looked flustered for a moment. 1 minute gone in round 2. This is what Weir's got to do. He's got to watch for that right of Harley's coming through, not get overconfident. Keep punches up Harley. Harley warned by Stan Crystalou, the referee. Harley got in a good left there. That was a very good left, a good counter-punching and a good combination from Weir then. Charlie Weir's really coming in well now. Coming back strongly in round 2. A very good left and right. Harley looks a little bit down. He's down. Oh, what a tremendous combination punches. 5, 6, 7, 8. Box on. A tremendous right and left from Charlie Weir. Harley's in trouble. He's in great trouble. 50 seconds to go. Stop it. The fight's over. Harley's finished. En daar die voorarm met achter die kop van Kies gehakt. De scheidsrechter zei hulle met 'n verkarring staan en dan weer begin boks. Hulle maak so, maar as Jan Kies wat nog in die moeilijkheid is. En Makatini wordt gewaarschuwd dat het eindelijk een stoeigreep was wat er daar uitgevoerd werd. Het was een gooi geweest en die hou wat geslaan was die. Gevolgelijk geen telling meer. En het was ook in die binnengevechten waar Kies om telkens vastloopt. En daar die kort stamhouden van Makatini. Groot opgewondenheid onder die redelijke grootskare in die Oranje Stadion genaamd hier. En daar is het kapel, geloof ik. Hier het gezien. Als Jan Kies hier opstaan is hij baie braaf. Maar hij is op zijn benen. Maar hij gaat niet lang rechtop blijven. Die scheidsrechter kijkt naar hem. En hij zei box. En Makatini gaat hij klap aan Noutland. Dan zei die klok lui. Die klok het gelui en die wordt verdovende opgewondenheid wat hier heerst. Die groot lawaai is die klok skaars gehoor. Mitchell wat probeer naby lyn kom en lyn eenvoudig aan die terug beweeg. So wat Mitchell hom probeer van balans afhou, het gesien daar die geweldige opstopper Swaaihoue wat lyn geslaan het, wat nie getref het nie. Daar is nog krag in sy houe. Wat Mitchell hier nou moet doen is hy moet nou baie hoë staan om vir hom 'n goeie punte. En Mitchell het hom getref met 'n kort regter. Lyn in sy eie hoek op sy knieë gesak, iets wat onverwags ons het nie gedink daar die houe so hard nie. Dit mag taktiek wees om vir Mitchell te laat dink dat hy seerder gekry het as wat hy gekry het. Maar ons insies was daar die houe nie heeltemal so hard nie. Maar Mitchell onmiddellik vorentoe, dis die 10de ronde. Mitchell op die aanval. Ja, ek dink al die En weer 'n slag. Pragtige hou, 'n regterhou. Half agter die nek van die wêreldkampioen en hy so rent. Maar meneer Gilbert Earl gaan tel tot by 8. Ek dink dat hierdie Alfredo Lyn is baie moeg. En ek wonder of hy nie sy titel in Suid-Afrika gaan verloor nie. Ja, nog een. As Lyn nog een keer afgeslaan word, natuurlik is dit die einde van die geveg.
Ja, daar is hy voorbij. Suid-Afrika en weer 'n wêreldkampioen. Brian Mitchell vir die derde keer in die 10de ronde slaat hy vir Alfredo Lane van Panama neer. En volgens die reëls van die WBA is dit die einde van die geveg. Dit gaan toegeken word aan Brian Mitchell, die wenner met 'n tegniese uitkophou. Pragtige geveg deur die Suid-Afrikaner wat ver voor was met punte toe die einde van hierdie geveg aangebreek het. En Brian Mitchell van Melbourne word Suid-Afrika se 6de wêreldkampioen. Andries, hoe het jy daar die einde gesien? Wel, het is vir my gelyk na die eerste keer wat Brian Mitchell hom plat geslaan het. Kom ons kyk Wie sou waar het gebeur? Wie sou waar het gebeur? Waar Mitchell hom daar met daai regte tref. Het was Lane nie meer lus om te boks nie. En die skrip was aan die muur toe hy daar opgestaan het. En later die tweede maal plat geslaan was. Die tweede, daar voor de tweede keer nou. Kom ons kyk na die tweede neerslaan. Lane wat vorentoe beweeg. Mitchell wat wag vir daardie kans om weer 'n slag daar by die linker weer te kom. En dan met die regter sien jy dat die Suid-Amerikaner styer. Dan kom Lane vorentoe en Mitchell slaat agter sy kop verby. Maar onmiddellik is Mitchell gereed om te slat. Weer met die, eers met die linker, dan met die regter. En nog 'n slag is Alfredo Lane met sy knie teen die planke. En Mitchell word hoog opgetel op die skouers daar van sy ondersteuners. Dis Harold Volbrecht wat vir Brian Mitchell daar op sy nek het. Die nuwe junior liggewichtkampioen van die wêreld wat nou sy gordel daar gaan ontvang. Brian Mitchell. En hier is pandemonium in die kruis. Brian Mitchell wat vir Alfredo Lane van Panama met 'n tegniese uitkophou in die 10de ronde verslag. Daar die tweede keer wat Alfredo Lane afgegaan en daar op sy knie. Was dit nie veel van 'n hou wat hom daar getref het nie, was meer so skrams agter die kop. En dit is hoekom ek sê hy was glad nie meer lus om te veg nie. Hy het vir my 'n moe man gelyk na die 9de ronde al. En dit was net 'n kwessie van tyd. Ja, ons het dit genoem dat Lane moeg begin raak het, maar ek dink van die 5de ronde af het die keerpunt gekom, die 6de veral, toe Brian Mitchell begin dikteer het. En hier kyk ons weer 'n slag na Brian Mitchell, Alfredo Lane in sy eie hoek vasgedruk. Mitchell wat terug beweeg om te probeer te slaan, en dit is die laaste keer wat Lane af is, na daardie hou van Brian Mitchell. Opmerking nou Andries was heeltemal korrek, dat dit lyk asof Volbrecht elke hou uitklophou probeer maak tot dusver, veral na die sukses in die eerste 2 rondes. Ja, hy wil te hard slaan. Ek dink hy moet nou boks om 'n bietjie punte aan te teken. Harold is nie van plan om hierdie geveg die 10 rondes te laat duur as hy enigstens kan nie. Het lyk of Harold vroeg aan wil hê, maar de Bravo wil hom nie dit toelaat nie. Natuurlijk, die skeieregter was reg geweest daar om hom af te droog in die hoek. Want die Suid-Amerikaners gebruik 'n vet in die water wat hulle aan sy liggaam smeer en maak hom baie glad. En die houe het nie daar die uitwerking op as hy reg geslaan word die handskoen gly af. Ja, hy is maar 'n gestoeiery. Bravo vir Volbrecht vasval as hulle vorentoe beweeg. Ja, 'n lekker hou, maar voor Bravo wat net so goed omswaai en nou is daar maar Volbrecht het vir hom nou getref. En Bravo weet nie waar hy is of hy is Venezuela is. En Volbrecht slaat vir hom dwars deur die toue. En die geveg gaan gestop word, want Mauricio Bravo is nie in staat om homself te verdedig nie. Dis baie duidelik. Na daardie geweldige hou van Harold Volbrecht was Bravo uit op sy voete. Ons het gesê, hy weet nie of hy by die Sonpaleis of in Venezuela was nie. En Harold Volbrecht het daar die moordinstink openbaar. Hy het eenvoudig aanhou aanval die teenstander dwars deur die toue geslaan met sy bolyf eintlik. En Bravo werklik waar nie geweet wat hom getref het nie. Die geveg word beëindig, 'n tegniese uitklophou. Kom ons kyk daarna in stadige spoed. Die man met die witbroek is Bravo. Dit was hou teen die slaap. Hou wat natuurlik op 'n baie slegte plek as 'n man hou teen die slaap kry. Dan is daar die bene onmiddellik kan hulle nie meer staan nie. Ja, mens kan sien dat Bravo nie daar weet waar hy is nie, né? Dis Volbrecht se laaste aanval. Bravo wat homself nie kan verdedig nie. Hy sak net eenvoudig terug. Volbrecht nou aan moet slaan. Bravo is besig om deur die toue te gaan en buitekant die toue tref daar die linker en regter, 'n linker en 'n regter, weer 'n linker van Volbrecht. Voordat meneer
Peter Rice is making a bit of a comeback here. He's shaking his man. He's shaking it. And a terrific left hook. What do you know? Its pace has gone down here in round 4. Taking a man to the 8 count. Well, you can never tell in boxing. Peter Rice is back in the fight after taking a pounding for 2 days. And a terrific left. How about that? Second knockdown in the 4th round. And Bokkie Bates looks in serious trouble. He's trying to kick some life back into those legs. And here comes Ace. And another left on the right. And he's pounding his man against the right. I don't think he'll survive. And he's down for the 3rd time in round 4. Now remember, the 3 knockdown rule does not apply in the South African boxing. Lucky for Bokkie Bates, he looks in a bad way. Another good left, and he's been pounded there by lefts and rights to the head. This could and be the it. referee has stopped it. That's the end. And we have a new middleweight champion of the Transvaal, Peter Rice. A tremendous comeback, Bert. Incredible. Now that shows you what boxing's all about. The fight is never won until it's the final bell or until you counted your man out, because Ace was miles behind on points. He in an awful lot of trouble, and he came back to win on a knockout, technical knockout in the 4th round. Well, he came out in the 4th round. I thought he looked rather close. Here we see some action from the 4th round. There goes in a terrific right from Peter Rice. He follows up with the left, which drops Rice right against the Is daar die reguit linker van Tobela wat definitief werk, en dan sodra hy tevrede is, dan kom hy met die regter vorendag. Dit is die manier waarop 'n mens natuurlik hierdie geveg moet beklei, en Tobela die man wat dan vir Isaacs dwing om die hele tyd agtertoe te beweeg. Het is baie mooi om te sien dat Dingaan Tobela se voetwerk is vreeslik goed. Sy balans is altyd daar. Houe van Tobela wat van Isaacs wat konskade aanrig, die ry hy gewoon net deur na die agtervoet te beweeg. Hy is altyd baie mooi in gebalanseerd. En ek dink tot in hierdie stadium 'n baie goeie geveg vir Dingaan Tobela. Nou lyk dit vir my was daar die hou wat vir Isaacs geskit het. Isaacs wat meer is, hy kry daar die verpligte telling van 8. En Tobela wat dan bloed geryk het. Nou sal Isaacs in sy pasoppens moet wees. Was 'n korte gewees en baie krag daar, terwyl daar nog 'n volle minuut oor is in hierdie ronde. Is dit Tobela wat op die aanval is. Ja, dit is daardie hand wat hy laat sak het waarvan ons vroeër gepraat het, Dion. En Tobela moes dit gesien het, en dit is die hou waarmee hy vir ons onverwags getref het en wat hom op die kruitvoet laat beland het. En daar is 'n pragtige regterhaak, meneer Stan Christodoulou beëindig die geveg. Hy sien dat Isaacs nie kan voortgaan nie, en ek dink hierdie is 'n baie goeie oorwinning in die 3de ronde dan vir Dingaan Tobela, en hy behou die Transvaalse, dis die vakante titel. Hy word dan die Transvaalse junior liggewig kampioen. 1,5 minute verby. Skitterende hou. 'n regterhakkel hoog teen die kakebeen. En Bobby kan nie opstaan nie. Hy's op. En dit is verby. So werklik waar wat baie min mense wou glo het gebeur. Dit was daar die regter wat ons almal weet bloed sou oorbeskik en haar heers pandemonium in die kruit, soos jy kan sien, om nie eers te praat van om die kruit nie. 'n geweldige hou en Bobby het met rubberknieë oorrand gekom, wel op sy bene gekom, maar die geveg is beëindig en ek dink genadiglik beëindig deur meneer Stan Christodoulou. Nutsa has taken a lot of punishment. He shows he's got stamina. Amazing the way Tate just walks right into him. He says, "Here I come," looks him in the eye and comes in there. Beautiful right hand by Tate. Less than 30 seconds. And another right hand again, straight ahead. And it's a prop against the... That's what he should do. Push him and hit him. Don't let him hold him. He's doing it, Gil. He's doing it. What he should have been doing long ago. He's got him hurt again. There he goes. Nutsa is practically out on his feet, but still gets himself... He doesn't know where he is. Has no idea. Just on instinct, and referee Rodriguez has... It's over. Stop. It's all over. A knockout in the 8th round
for John Tate, the number 3 ranked WBA heavyweight, has defeated Gully Knutsa, the number 1 ranked WBA contender. It has scored a technical knockout. The fight stopped by referee Isidro Rodriguez in the 8th round. Dit is die 6de ronde wat gaan begin. Dis weer 'n kopstampery. Dit sê beduie vir hom, kom Karel. Meneer Mulder sê vir hom, nie meer praat die Coetzee. Daar is bloed ook aan die regter oogbank van Coetzee. En nou boks Coetzee vir 'n slaggie. Coetzee wat daar half deur die toue is en dan gebruik hy die knie om hom deur te help. Nee, dis 'n wrede geveg hierdie. Dis 'n wrede geveg. Dis 'n ratse bokser, Volbrecht. Vinnig op sy voete, stewig op die bene en met 'n magnifieke linker indraai. Oh, 'n pragtige linker. Net toe ek wou sê magnifieke linker hakhou, toe bewys hy hoe hy omslaan. En Escalara die kom oorent, maar hy het seer gekry. Volbrecht op die aanval. Escalara sal moet keer, hy sal moet toemaak. Daar is nog heel wat tyd in hierdie ronde, oor genoeg tyd vir Volbrecht om 'n uitklop uit te plant. Escalara wat net probeer vashou, sy arms is agter om die rug van Volbrecht. En wat 'n magnifieke linkerhak van Harold Volbrecht. Ja, Harold moet nou nie om kans gee om weer reg te kom nie. Hy moet nou op die aanval bly, want Escalara is heeltemal teen mekaar. Escalara aan 'n neutrale hoek, probeer vashou. Sy gesig is bebloed na daardie hamerhoue van Volbrecht. En weer 'n slag, sy kop agteroor en hy gaan enige oomblik neersuig. Hy hou vas eenvoudig vir Harold Volbrecht. Meneer Jules van der Hoog intussen beide besluit dit was genoeg straf. Hy gaan die geveg stop, ek dink heeltemal tereg. Harold Volbrecht klop sy soveelste teenstander baie oortuigend as hy die Puerto Rican daar van ver oor see, Fernando Escalara, met 'n tegniese uitklophou verslaan. Andri Steyn. Ek dink dit is 'n baie goeie oorwinning hier vir Harold. Hy het vanaand gewys dat hy nogmaals 'n kans verdien om vir daardie wêreldtitel te beklei voordat dit te laat is. Die amptelike uitkondiging, Volbrecht se arms omhoog in die oorwinningssaluut met 'n tegniese uitklophou in die 6de ronde. 'n Pragtige vertoning, baie mooi geboks, baie goed aangeval Harold Volbrecht. Hy gaan wen sy teenstander daar geluk in sy hoek, maar ek dink dit was van die begin af duidelik dat Harold Volbrecht net te veel skietgoed het vir die man van Puerto Rico, vir Fernando Escalara, en Volbrecht dan die oorwinnaar, terwyl ons net gou gaan kyk na daardie aanval. Dit gaan die hou wees waarmee hom plat geslaan het. Kyk daar die linkerhaak waarin die Amerikaner eintlik vasloop en agteroor gaan sit asof hy bly is dat die geveg uiteindelik oor is. En weer is dit Harold Volbrecht hier in stadige aksie op die aanval. Ontwyk daar 'n hou en slat met die linkerhak vas teen die gesig, die kennebak van Escalara. Escalara onderste bo, hy gly eintlik en skud so 'n tree terug. And the challenger clearly wants to keep the pressure on. That right hurt him. And this could be it. Kraus in desperate trouble.
Can he survive yet again? He's trying to fight back, but there's no power in those punches from Kraus. Just arm movement. And surprisingly, Kwawi is not punching back. Now he is, and that uppercut shook Kraus. There's little strength left in the champion's punches. He's desperate, and this could be the round in which the American ends it. Kraus is up, and here comes Kwawi. Kraus is still in a deep fog. He's desperate trouble. No power in those punches from Kraus. Again, the right to the jaw. Again, the left, and that's it. Second knockdown. 3 knockdown rule is in effect. One more knockdown in this round, and Kwawi is the champion. He's out. That was about 1 minute 50 into the 11th round after a dramatic knockdown at about 1:10 in the same round. Now the first knockdown. Let's look at it again. Bell goes for round 4. Galindez has been happy to wait for his man so far. Certainly been a fairly slow starter again. There's some good counter punching. Galindez getting home with the right and Smith getting home with the right. Champion taking a lot of it on the gloves, but Smith's trying to drop him. Crowd is shouting him home. Crosby Smith feels he might be getting his man going. Galindez is taking a lot of them on the gloves, though. A lot of those punches have been taken on the glove. A warning for don't use that head, Smith. This is a tremendous moment for the home crowd. They're urging Smith on. A good right home and a good counter punch from Galindez. Oh, excitement in that first minute and a half of the 4th round. Action all the way with Smith leading it, taking the fight to his man. South Africans then hoping for the challenger to come home, knock his man out, which is of course what Smith wants to do. Take his man early on. Galindez fighting back. But what a round, 45 seconds to go, round 4.
Oh, a good left from Galindez. Galindez is coming back strongly in his dying moments. 5 seconds to go in round 4. As Coetzee cuts loose with punches to the head. I don't think there's any question that he was hurt there. Benny was definitely hurt, but he's leaning in. He doesn't want to show he's been hurt. Staying right on top of his opponent. What a fight. It's been action-packed all the way from round 1. And don't forget, it's scheduled for 12. And now it's Coetzee's coming back. No question. No, there goes Benny Coetzee down. A left hook did it. Blood pouring from his nose. He looks to be in a lot of trouble. I don't think he's going to be counted out on his feet. Yes, he is. He's out. What a magnificent fight. What a turn up for the books. Pierre Coetzee dragged himself from what looked to be certain defeat to come back in round 3 to knock out Benny Coetzee with a devastating left hook to the jaw. Tremendous punch. What a recovery. What a brave young man this new heavyweight champion of South Africa is. There's a replay. Wow. Coetzee attacking Coetzee, stung him into action. There goes the left jab. There's the right hand. There's the left hook. Another right. And here comes the left hook that finished him. No, another right hand. And a left hook as he was going down. So he